Ons kyk vandag na fisies gestremde persone wat deur die Here Jesus genees is. Naamlik in die eerste plek 'n man met 'n gebreklike hand. Jesus het hom in die sinagoge raak geloop, lees ons van in Matteus 12 vers 9 en dan tot 14. Jesus het daar vandaan vertrek en hulle sinagoge binne gegaan. En kyk, daar was 'n man met 'n verdorde hand. Toe sê hy vir die man, steek uit jou hand. Hy het dit uitgesteek en dit het gesond geword, gesond soos die ander een. Die Here Jesus het hierdie man, wat ek neem aan, nie kon werk nie en normaal kon optree nie, as gevolg van hierdie verdroogde hand. Dit is baie interessant om te sien wat die fisici, die geneeskundiges eintlik daaroor sê, maar hy kon nie werk nie, hy kon nie sy dinge doen soos hy moet nie. En Jesus maak hierdie man gesond. Maar daar's ook lam mense wat deur die Here Jesus gesond gemaak is. Onder andere 'n offisier wat nie 'n gelowige was nie, wat nie 'n Romein was. Ons lees in Johannes 4 vers 46 tot 50 daarvan in Kapernaum, was daar 'n sekere regeringsamptenaar wie se seun siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy na hom toe gegaan en hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom, as julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie. Toe sê die amptenaar vir hom, Here, kom tog voordat my kindjie sterwe. Maar Jesus sê vir hom, gaan maar huis toe, jou seun lewe. En daar is ook 'n verlamde man wat die Here Jesus se pad gekruis het. En Jesus het, lees ons in Lukas 15 vers 20, dat hy die geloof van hierdie man gesien het, en toe sê hy vir hom, vriend, jou sondes is jou vergewe. Jesus het vir geen gestremdheid, gebrekkigheid teruggestaan nie. Hy was die een wat kon gesond maak, en hy het dit ook gedoen. En weet jy, ons kan dit tot vandag toe verwag, dat hy dit sal doen. En dit is waarom ons vir mekaar bid. Dit is waarom ons die verwagting koester, dat dieselfde Here Jesus, wat mense gesond gemaak het in sy tyd op aarde, dit nog steeds doen, omdat hy die een is, wat leef en leef tot in ewigheid. Loop mooi.